Goeiedag luisteraars. En dankie dat julle ingeskakel het by nog 'n aflewering van Oom LD se wêreld. Vanaand se storie heet Die Toetsbeeld. En LD se ou vriend Koos Kappie vertel vir ons wat gebeur het op 'n soel somersaand in 1975 by Oom LD se melkstal op Oudefontein. Ek ken LD al baie jare. Lank genoeg om te weet dat as hy sê hy gaan iets toets, jy jou Saterdag maar heelheids kan afskryf. Lank genoeg om te weet dat as hy vra of jy saamry Riversdal toe, daar iets aan die broei is. En nee, nie die regte antwoord is nie. En lank genoeg om te weet dat as jy ja sê, jy deel gaan wees van wat ook al nou gaan gebeur. So toe ek, soos gewoonlik een donderdagoggend vroeg by die melkstal kom koffie drink, het hy gesê hy wil iets gaan koop in Riversdal. En ek moet saam. Ek het ingestem. Ek moes in elk geval na die koöperasie toe vir skaapmedisyne. By Blom se winkel in Riversdal het hy 'n ding gaan kies wat soos 'n showcase gelyk het. En wat 'n snaakse, dik, swart-grys glas ingehad het. Die vrou van Blom se winkel het dit 'n televisiestel genoem. Iets waarvan almal hier teen 1975 al gehoor het op die radio, en selfs die huisgenoot het een keer ook iets daaroor geskryf. Ek het dit afgemaak as net nog 'n kommunistiese uitvindsel wat die jeug se waardes wou besoedel. LD koop toe die grootste een in die winkel, natuurlik. Die verkoopsagent het hom 'n handleiding saamgegee. Voor ons by die deur was, het LD dit in die winkel se rommelhouer gegooi. Handleidings is vir mense wat nie weet wat hulle doen nie, het hy gesê. Ek het maar niks gesê nie. Ons was nog nie eers terug by die bakkie nie, en dinge het al klaar begin opwarm. Teen middel 1975 het die gerugte al 'n ruk geloop dat 'n mens 'n televisiestel kon koop, al was daar nog geen werklike programme nie. Die SAIK sou dit later begin uitstuur. Toets uitsendings eers, en dan die regte ding. Jy kon 'n stel koop, dit opstel en wag. Kyk na 'n toetspatroon en wag. Vir die meeste mense was dit 'n rede om nog te wag. Vir LD was dit 'n uitnodiging om te koop. LD het die stel in die melkstal opgestel. Die melkstal was immers waar LD se groot planne altyd begin het. Sy dorpshuis, soos hy dit genoem het. Sy laboratorium. Sy gemeenskapsnavorsingsstasie. Hy het die dorp laat weet. Saterdag skakel ek die gedoente aan. Dit was al wat nodig was. Teen Saterdag aand was die melkstal stampvol. Stoele uit die kerksaal is oorgedra en in rye neergesit. Boere het gesit, hoede netjies op hulle knieë. Tannies in sondaghoede, asof dit 'n erediens was. Kinders het op die vloer gelê, telmbo op die planke, ken in die hande. Tannie Hester het van haar bekende winkelkoffie in 'n groot fles gebring. Ou Smulders het sy winkel vroeg toegemaak. Ek moet die nuwe ding eers verstaan, voor ek dit sal waag om dit in my winkel aan te hou. Sergeant Doopie het in uniform opgedaag
en agter teen die muur gaan staan, notaboekie in die hand, asof die nuwe uitvinding 'n misdaad kon pleeg, as hy nie oplet nie. Selfs Dominee Visser het oorgestap van die pastorie af. Hy het agter langs posmeester Japie gaan sit, hoed styf vasgeknyp. Of hy nou die nuwe toestel wou sien, of net wou seker maak, dit het niks onbybels in gedagte nie. Ek kon nie sê nie. Ek het heel voor gaan sit. Ek weet nou, dit was 'n fout. LD het plegtig na vore gekom, baard gestreel en die toestel aangeskakel. Niks. Hy het aan die ligdraad getrek, aan die knoppe gedraai, teen die kassie getik, links, regs, toe met die platkant van sy hand. Die skerm het flou geblink en swart gebly. Die melkstal was so stil soos 'n kerk voor die Sondagmôre intog. Dis die ligdraad, het hy gesê, met die gesig van iemand wat dit die heeltyd verwag het. Die sein kom van ver af. Jy moet hom help. Hy het 'n stuk bindraad uit sy broeksak gehaal en dit om die dakbalke gevou. Ek het opgehou om te vra hoekom hy altyd bindraad in sy broeksak het. Jy leer om sekere vrae nie te vra nie. Nog niks op die skerm. Toe het hy ou karolie op die verbindingspunt gesmeer. Die elektrisiteit gly net beter, het hy aan die saal verduidelik. Posmeester Japie het sy bril reggeskuif. Ek het na my skoene gekyk. En toe, die skerm het begin leef. Nie beelde nie, nie mense nie, net tralies, sirkels en blokke. Die toetspatroon. 'n volslae stilte. Toe het ek myself hoor sê, ek het gesien dit beweeg. Ek weet tot vandag toe nie hoekom ek dit gesê het nie. Dit het net uitgekom. Taminkie het haar waaiertjie teen haar bors geklap. Towery, sê ek julle. Niks eerlik kan so lank stil bly nie. Dis net die begin, het Japie plegtig verklaar. Hulle toets klaar ons geduld voordat die werklike programme begin. As dit net nie 'n versoeking word nie, het Dominee sag gesê. En ek het na daardie skerm gesit en kyk. Na die tralies en die sirkels en die blokke. En ek kan nie vir jou verduidelik nie, maar dit was iets. Die wete dat ergens daar buite iemand dit uitstuur. En ons hier sit en dit ontvang. Ons klein dorp in die Klein Karoo, verbind aan iets groters as onsself. Die ure het verbygesleep. LD het aanhou tik en draai. Elke keer met die gesig van iemand wat 'n fyn aanpassing maak aan 'n plan wat presies so moes verloop. Die toetspatroon het gebly. Teen middernag het die skare uiteindelik uitgewyk terug dorp toe. Stemme sag. Oë nog vol van dit wat hulle gesien het. 'n wonder, het hulle gefluister.
Ons het televisie gesien. Dominee het sy hoed diep oor sy oë getrek, voor hy verdwyn het. Maar selfs hy het 'n laaste kyk oor sy skouer gegee. Ou Smulders, laaste by die deur uit, het stilletjies by LD gaan staan. As jy dit eendag wil verkoop, ek het 'n koper. Ek het buite op die melkstal se stoep my pyp gaan aansteek. Hoeveel dink jy wil hy hê? Het Smulders van my gevra toe hy uitkom. Smulders, het ek gesê, die man het karolie op 'n ligdraad gesmeer en die hele dorp het gedink hulle sien 'n wonder. Jy gaan nie 'n winskoop kry nie. Smulders het net geknor en weggestap. Die week daarna het ek vir LD gevra of die prent toe ooit beweeg het. Hy het sy baard gestreel. Die toetspatroon is die prent, Koos. Mense kyk na dit wat hulle verwag om te sien. Ek het hulle net gehelp om te kyk. Ek het lank na hom gekyk. LD, het ek gesê. Jy weet self nie of jy slim is of net gelukkig nie. Hy het net geglimlag. Oom LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.